Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. The flock of his father-in-law Jethro, the priest of Midian, and he led his flock to the west side of the wilderness and came to Horeb, the mountain of God. And the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire out of the midst of a bush. He looked, and behold, the bush was burning, yet it was not consumed. And Moses said, I will turn aside to see this sight, why the bush is not burned. And when the Lord saw that he turned aside, God called to him out of the bush, Moses, Moses. And he said, Here I am. Then he said, Do not come near. Take your sandals off your feet, for the place on which you are standing is holy ground. And he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look at God. And then the Lord said, I have surely seen the affliction of my people who are in Egypt, and have heard their cry because of their taskmasters. I know their suffering, and I have come down to deliver them out of the hand of the Egyptians, and to bring them up out of that land, and to a good and broad land, a land flowing with milk and honey, to the place of the Canaanites, the Hittites, the Amorites, the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites. And now, behold, the cry of the people of Israel has come to me, and I've also seen the oppression with which the Egyptians oppress them. Come, I will send you to Pharaoh, and you may bring my people, the children of Israel, out of Egypt. But Moses said to God, Who am I, that I should go to Pharaoh and bring the children of Israel out of Egypt? He said, But I will be with you, and this shall be the sign for you that I have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you shall serve God on this mountain. Then Moses said to God, If I come to the people of Israel and say to them, The God of your fathers has sent me to you, and they ask me, What is his name? What shall I say to them? God said to Moses, I am who I am. And he said, Say to the people of Israel, I am has sent me to you. God also said to Moses, Say this to the people of Israel, The Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob has sent me to you. This is my name forever, and thus I am to be remembered throughout all generations. Go and gather the elders of Israel together and say to them, The Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, of Isaac, and of Jacob, has appeared to me, saying, I have observed you and what has been done to you in Egypt. And I promise that I will bring you up out of the affliction of Egypt to the land of the Canaanites, the Hittites, the Amorites, the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites, a land flowing with milk and honey. And they will listen to your voice. And you and the elders of Israel shall go to the king of Egypt and say to him, The Lord, the God of the Hebrews, has met with us. And now, please let us go 3 days' journey into the wilderness, that we may sacrifice to the Lord our God. But I know that the king of Egypt will not let you go unless compelled by a mighty hand. So I will stretch out my hand and strike Egypt with all the wonders that I will do in it. After that, he will let you go. And I will give this people favor in the sight of the Egyptians. And when you go, you shall not go empty, but each woman shall ask of a neighbor, and any woman who lives in a house, for silver and gold jewelry and for clothing, and you shall put them on your sons and your daughters. So you shall plunder the Egyptians. Goeiemôre Ligpunt. Dit is 'n voorreg om God se woord te kan preek vanoggend. Baie welkom vir julle wat nuut is by ons en kom kuier. My naam is Johan van Aswegen.
Ek is 'n ouderling hier by Ligpunt en ek gaan ons verder vat in ons reeks deur Exodus. Hierdie is maar net ons tweede preek in ons reeks, so dis 'n goeie tyd om by ons aan te sluit. En vanoggend, soos wat ons half in die tweede deel van die preek inkom, is ek opgewonde om te sê, die hele reeks gaan oor om God te leer ken. God openbaar homself. En hierdie is 'n kritiese hoofstuk. Exodus 3 is 'n kritiese hoofstuk wat 'n groot tema gaan wees reg deur die reeks van God wat homself openbaar en bekend maak aan sy mense en aan ons. Ek gaan nou sê voor ek bid vir die preek, ek kan nie, al wil ek so graag, ek kan nie alles sê wat gesê kan word in hierdie hoofstuk nie. Dit is te groot, dink ek, vir enige prediker om in een preek te doen, maar die fokus gaan op God wees en hy wat homself bekend maak aan ons. En ek glo, dit gaan meer as goed genoeg wees vir ons vanoggend. Kom ek bid vir ons, en vra ek dat die Here ons harte sal voorberei vir hierdie woord. Almagtige God, Papa Vader, U is groot en U is almagtig. En U kom en praat met ons. Kom praat vanoggend met ons. Vader, ek weet U is hier. Ek weet U is hier, U in al U almag en glorie, U is hier, maar ons sien dit nie. En so kom Heilige Gees en maak ons oë oop, die oë van ons harte oop, om U te kom beleef, U almag en U glorie te kom sien vanoggend. Dit sal genoeg wees, Vader, om ons lewens totaal en al te verander. Kom wees ons genadig, kom wees my genadig. Ons bid die dinge in Jesus naam alleen. Amen. Vanoggend, Ligpunt, wil ek ons vra, ken ons vir God? Ken jy vir God? Weet ons wie hy regtig is? As ek jou aan die een kant sou vat en selfs alleen sou vra, wie is God? Wat sou jy sê? Ek weet nie presies wat die gemiddelde Israeliet sou gesê het nie, maar as ek die storie so kyk en ek verstaan die storie reg, dink ek dit sou 'n baie swak antwoord gewees het op die vraag. Want die Israeliete in Egipte op hierdie stadium, hulle ken nie vir God nie. Hulle is 400 jaar al in slawerny onder Farao en onder daai gode. Hulle teologie, dit is hulle verstaan van God, hulle kennis van hom sou teen beste oppervlakkig gewees het, teen slegste sou dit 'n mengel moes gewees het van iets van Abraham en iets van Egipte. Ek is seker hulle het tog 'n idee gehad van die ware God. Hulle sou dalk stories gehoor het van Abraham, Isak en Jakob. Hulle sou gehoor het hoe God gewerk het en genade gepraat het. Maar onthou net, in die punt in die storie is daar geen 10 gebooie nie, geen tempel nie, daar is eintlik niks. Daar's baie min van God wat homself al geopenbaar het. Al wat daar is 'n verlore, vervolgde mense aan wie God 'n belofte gemaak het. Dis dit. En soos die storie gaan uitspeel, gaan ons nog sien hoe God oor en oor homself gaan duidelik maak aan die mense. Hy gaan homself openbaar. Hy gaan bewys vir hierdie mense, hy is die enigste ware God. En hy gaan die afgode van Egipte vernietig in die proses. Maar hier in Exodus 3, hier is die begin van daai lang geopenbaarde storie van God se karakter. Hulle het dalk uitgeroep vir God, maar hulle het nie geweet wie gaan opdaag nie. En ek dink vir ons, net per inleiding, ek dink ons is nader aan die Egiptenare as wat ons dalk wil erken. Dis verseker waar dalk nie soveel in ons kerk nie, hoop ek nie, maar dit is dalk, maar verseker waar in die wye Pretoria kultuur waar almal 'n Christen is, almal dink hulle ken vir God. Maar ons prentjie van God is baie soos die Israeliete sin, dis 'n flimsy prentjie. Dis 'n flimsy oppervlakkige prentjie van God wat ons opgebou het oor die jare. Ons vat 'n paar ervarings hier, 'n paar gesprekke in ons verlede hier, 'n paar stories van ons ouers, vriende om die braai. Dalk 'n paar preke wat vir uitgestaan het in die kerk en boem, daar's ons God. Dis wie hy is. Bietjie kultuur Christendom hier, bietjie afgoderry van gemak en prosperity en alles wat ons kultuur in jare raak, ons meng dit saam, ons gooi 'n bietjie geestelike sousies daaroor, 'n paar verse uit die Bybel.
En dis ons God. 'n Baie gemaklike prentjie van God, een wat ons verstaan, een wat ons van hou, oulike God. Met 'n klein G. Ons vat daai prentjie van God en ek wil hê vat daai prentjie en vergelyk dit vanoggend met wat God vir ons gaan sê wie hy is vanuit sy woord. Vergelyk dit. En ek wil ons uitdaag vanoggend, soos wat ons dit vergelyk, ken ons vir God, ken ons hom regtig? Hoe vergelyk ons prentjie van God met hy wat homself hier aan ons gaan openbaar? Dis hartseer. Ons is oppervlakkig in ons teologie. Ons is teologies ongeletterd en wanneer ons liedjies sing tot die heilige almagtige God, ons sing dit dalk, maar ons weet nie altyd wat ons sing nie. Gooi nog in die pot Satan se leuns dat God nie goed is nie en ons sonde wat 90% van die keer nie die knie wil buig tot ons God nie. En waar laat dit ons? Dit laat ons baie nader aan die Israeliete as wat ons dalk wil herken. Ons ken hom nie regtig nie. Hy is klein, hy is nie groot en almagtig nie. Hy is eenvoudig, hy is nie kompleks en diep en oneindig nie. Hy is oulik, nie heilig en vol en 'n God wat vrees by ons opbring nie. Ons moet vanoggend opnuut na hierdie hoofstuk toe kom en sien wie ons God is. Want dit is wat gaan gebeur. In Eksodus 3 gaan God homself kom voorstel aan ons. Verbeel jy gou daai oomblik wat jy iemand ontmoet en jy skud hulle hand. My naam is Johan, aangename kennis. Tot 'n mate is dit wat aangaan in ons teks vanoggend. God gee sy naam. Dis 'n reuse teks wat ons gaan probeer uitpak vanoggend en weer eens, dit is een van die treffendste tekste in die hele Bybel en ons kan nie alles sê wat gesê wil word nie. Maar hoor vanoggend, die Skepper God gaan neerkom en hy gaan homself kom voorstel aan ons. Die vraag weer is, erken ons hom? Weet ons wie hy regtig is? Mag God deur sy Gees aan ons kom openbaar die ware God van die Bybel en mag dit ons lewens verander. Ons gaan ons teks deurwerk deur na 3 punte te kyk. Ek het dit opgesit sodat ons makliker kan volg. Hierdie is die 3 punte van ons teks vanoggend. Hy is heilig. Hy is liefde en hy is. En hy is. Kom ons spring sommer dadelik in ons eerste punt in. Die laaste verse van hoofstuk 2, laasweek se teks, vloei in ons in en gaan aan met hierdie storie van God, Moses en die Israeliete. En ons lees as volgende in Exodus 2, And God heard their groaning of the Israelites. He remembered his covenant with Abraham, Isaac and Jacob. God saw the people of Israel and God knew. God knew. Wat het God geweet? Baie dinge. Van God se perspektief af is dit nou die tyd. Al die stukke van sy soewereine plan is in plek. Hy het die swaar kry van sy mense gehoor en gesien en gevoel. En hy weet, hy gaan nou sy mense verlos. Die vraag wat enige Israeliet sou gehad het, soos wat hulle na hoofstuk 3 toe gekom het in die storie, is, weet God regtig wat Farao gedoen het met daai kinders? Ek het my kind verloor. Ek onthou, my oupa het sy kind verloor, en nou lees ek hoofstuk 3, en ek wonder, het God geweet hoe Farao daai kinders vermoor het, in hoofstuk 2? En die antwoord is, God het geweet, and God knew. Daar kom 'n ding vir Farao. Die tyd is nou, God het geweet, en dit bring ons na Moses toe. Hier is die begin van God se plan. Moses, besig met sy skapies in die veld. Dit lyk en voel vir hom soos enige ander dag, maar soos dat hy oor die koppie kom, beweeg hy met sy skapies oor die koppie aan een kant van 'n baie spesifieke berg, die berg van Horeb, ook bekend as Sinai, waar God keer op keer met sy mense gaan ontmoet. En daar teen die helling van die berg, ek sou skat redelik hoog op, is daar 'n brandende bos. 'n Bos wat brand, maar nie brand nie. Hier vir die eerste keer kom die almagtige ewige God
Die God wat praat en dan kom sterrestelsels uit sy mond uit. En hierdie God daal neer en hy praat met Moses en hy maak homself bekend. Hierdie is alles behalwe 'n normale dag. En die vraag hier is, soos wat ons God se ontmoeting met Moses sien, wat is die eerste ding wat ons sien? Wat is die eerste ding wat ons sien? Moses wil naderkom, daar's iets mooi en aantreklik van hierdie bos. Wat is dit? Hoe kan hierdie bos nie op, hy wil naderkom? He turned aside to see. Die Afrikaans lees nogals mooi in vers 4 of 5, vers 4 en 5. Toe die Here sien dat hy Moses wil naderkom, toe roep God na hom toe, nie Moses, Moses, kom nader nie. Moses, Moses, moenie naderkom nie. Ons lees dit Moses, Moses, asof God, nee. God roep uit, Moses, Moses, moenie naderkom nie. Trek jou skoene uit, hierdie is heilige grond. Dis ons het moet lees, dis wat hier gekommunikeer word. Dadelik in vers 6, Moses hid his face for he was afraid to look at God. Wat is die eerste ding wat ons sien? Ons het nog nie eers by God se naam uitgekom nie en al klaar sien ons iets fundamenteel van God. Hy is heilig. Reg deur die Bybel, wanneer ook al God homself openbaar aan mense, is dit vlamme en vrees. Vuur is 'n baie goeie beskrywing van God se heiligheid. Moses wil naderkom, dis mooi, dis aantreklik. Maar dis dodelik. Maar dis dodelik. Heiligheid is nie net die feit dat God perfek geregtig is in alles nie. Dis nie net die feit dat geen sonde naby aan hom kan kom nie. Dit is dit. Maar heiligheid is meer as dit. God se heiligheid is sy almagtige glorie wat 'n beeld is, 'n lig is wat ons blind maak, want dit verteenwoordig alles wat God maak. Alles wat God maak is sy heiligheid. Hy is vol oneindige krag en mag, alwetend, alomteenwoordig, almagtig. Soos niks anders in die hele wye skepping nie, staan hy buite die skepping wat hy in gepraat het en dit was. God se heiligheid is alles wat God maak. Hy het geen begin en geen einde nie, geen tekort in homself nie, beeldskoon en dodelik. En dit gaan in die res van die Exodus storie duidelik gemaak word. Wat God hier sê gaan uitspeel. Soos wat die 10 plaae van oordeel oor die Egiptenare kom. Vir ons as sondige, vuil, swak mense, vir ons om naby aan hom te kom, dis die punt van vuur. Hoe nader ons aan hitte van 'n vuur kom, hoe meer wil ons wegbeweeg. Want ons kan voel al van ver af, hierdie hitte wil ons vernietig. Dit mag dalk mooi wees, maar dit is gevaarlik. Dis ons God, die brandende bos, wat heilig is en sê moenie nader kom nie, dis ons God. Hy is soos die son, maar ontelbaar erger en vol van oneindige glorie. Moses, Jesaja, selfs Johannes in Jesus se aangesig in die boek van Openbaring, hulle almal val neer en daar is in almal van daai stories prentjies van vlamme soos wat hulle vol vrees is. Die vlamme van God se glorie gaan hulle vernietig. Hulle voel dit aan. Heilig, heilig is die Here, sien Jesaja en hy skree uit, I am undone. I am undone. Ek gaan doodgaan. Ligpunt, sodra ons oë oopgaan tot die realiteit van wie God regtig is, gebeur daar 'n paar dinge op een slag. As ons 'n tipe van 'n Moses ervaring moes hê, waar hy in vers 6 sê, ek kan nie meer kyk nie, ek draai weg, ek's bang. As ons daai ervaring het, gebeur daar 'n paar dinge met ons. In daai oomblik besef ons hoe klein ons is en hoe groot hy is. Dit is 'n belangrike punt in 'n wêreld wat ons groot maak en God klein maak. Ons dink ons het al die mag, ons dink ons is in beheer van alles en in die oomblik wat ons God ontmoet, besef ons hy is in beheer, hy het al die mag, hy is groot en ek is baie, baie klein. Ons besef hy sien alles, is nog 'n ding, hy sien alles.
Hy sien nie net elke kind wat Farao vermoor het nie, hy sien elke bose gedagte. Hy sien alles. Hy weet van jou ergste sonde en jou donkerste geheim. Sy heiligheid ontbloot. En op vele maniere sit dit ons in ons plek. Wanneer ons besef wie God is, in daai oomblik besef ons sy standaarde is al standaarde wat saak maak. Dit maak nie saak as jy meer kerk toe kom as jou buurman nie. Dit maak nie saak nie. Maak nie saak hoe jy vergelyk met enige ander mens op aarde nie. Al wat saak maak is hoe jy vergelyk met die koning van die heelal wat jou geskaap het. Hy wat die in sy wese die standaard is van reg en geregtigheid. Maak nie saak hoe jy vergelyk teen enigiemand anders nie. Al wat saak maak is hoe jy vergelyk met hom. Enige ware ervaring van God lei tot 'n diep besef dan in daai oomblik dat ons so ver tekort skiet. So ver tekort skiet. En dis in daai oomblik waar al hierdie goeders ons sintuie tref. In daai oomblik vrees ons. Ons vrees vir ons lewens. Ons is hulpeloos. Gaan ons stry met hom? Ons gaan nie eers kan praat nie. Want in die aangesig van sy heiligheid weet ons hy is reg. Die vrees wat ons beleef voor God is die ware en egte besef dat ons ewige toekoms, dis nie in ons hande nie. Ons ewige toekoms, môre is nie in jou hande nie. Volgende maand is nie in jou hande nie. Jou lewe is nie in jou hande nie. Dit is in sy hande, in God se hande. Hy hou al die kaarte vas. En hy sien alles van my. Die enigste kaart wat ek vashou is die een kaart wat bewys in die game van die lewe dat ek 'n verneker is. Ek het gecheat. En daai oomblik wat ek besef hy hou al die kaarte vas, ek het een kaart om vas te hou, die een wat bewys ek is 'n sondaar. In daai oomblik ervaar ons 'n near death experience. Ek wil vir julle 'n kort stukkie lees van 'n preek. Ek gaan nogals baie terug na hierdie preek toe. Dis 'n baie bekende preek van Jonathan Edwards. Sinners in the hands of an angry God. Dit is gesê dat toe hy was 'n boring prediker. Dis wat almal sê. Hy was 'n boring prediker en hy het in die 1741 hierdie gepreek en dit is gesê hy het sy preke so gelees voor sy gesig. En hy het net gelees. En toe hy sy manuskrip neersit, toe lê almal op die vloer gebroken, besig om uit te roep vir genade. Hoor 'n kort stukkie van hierdie preek wat net so goed beskryf wie ons God is. Lees saam met my. O sinner, consider the fearful danger you are in. 'Tis a great furnace of wrath, wide and a bottomless pit, full of fire that you are held over in the hand of that God, whose wrath is provoked against you. You hang by a slender thread, with the flames of divine wrath flashing about it and ready at every moment to singe it and burn it asunder. And your wickedness makes you, as it were, heavy as lead. You have nothing to lay hold of to save yourself, nothing to keep off the flames of wrath, nothing of your own, nothing that you have ever done, nothing that you can do to induce God to spare you one moment. Dis iets van God se heiligheid wat Moses ervaar. Johan, dit kan nie my God wees nie. Is dit my God? Dit is. Al so baie wat ek nog kan sê. Maar ek dink die een ding wat duidelik op my hart gelê was, soos wat ek gesit het met die heiligheid van God is, vat ons sonde ernstig genoeg op. As ons sien hoe God se heiligheid ons en ons sonde wil verteer, dit is die ding wat skeiding bring tussen ons en die Here, vat ons sonde ernstig op.
ernstig genoeg op? Of speel ons met vuur, so te sê? Is ons God so klein dat ons dink hy is 'n vlammetjie wat kinders mee kan speel en so ons sonde kan ons sonde entertain, ons kan compromise, it's fine. It's fine. Hebreërs 12 vers 29. Our God is a consuming fire. Moses, moenie naby kom nie. Dit bring ons na ons tweede punt toe. Dankie tog. Hy is liefde. Dankie tog. Ons moenie vra hoekom word die bos nie opgebrand nie. Ons moet vra Johan, hoekom word Moses nie opgebrand nie? Die eerste ding wat God sê en die eerste ding wat hy duidelik maak is sy heiligheid. Maar wat dan volg, die hart van God wat dan uitkom na dit, behoort ons asems weg te slaan. Kyk saam met my na vers 7 en 8. Soos wat ek hierdie verse lees, waaroor is God besorg? Then the Lord said, I have surely seen the affliction of my people who are in Egypt, and I have heard their cry because of their taskmasters, and I know their sufferings, and I have come down to deliver them out of the hands of the Egyptians, to bring them up out of that land to a good and broad land, a land flowing with milk and honey. Sien julle waar God besorg is? Sien julle sy liefde? Nie net oorleef Moses sy ontmoeting met God nie, in hierdie kosmiese ontmoeting, waar ons sien hoe God homself openbaar hy nie net sy heiligheid nie, hy openbaar sy liefde. In my eie woorde, hier's wat hier aangaan. Ja, Moses, ek is heilig, staan terug. Maar hoekom is ek hier en nie ver weg nie? Hoekom is ek nie ver bo in die hemele besig met my eie dinge nie? Julle is mure in vergelyking met my heiligheid. Hoekom is ek nie daar nie? Ek kort julle nie, inteendeel, julle soek my nie. Hoekom praat ek met jou, Moses? Hoekom het ek 'n plan om jou te stuur om my mense te gaan verlos? Hoekom? Want sy hart is vol liefde. I have seen the affliction of my people. I have heard, I know, and I have come down. So almagtig soos wat God is, so vol liefde is hy ook. Hy sien, hy hoor en hy weet van die pyn en die seer en die gebroke wêreld waarin ons lewe. En al het hy elke rede om ons te oordeel, is sy liefdevolle karakter, dit reageer teenoor ons, dit kom na ons toe soos wat ons sukkel en in onnood is. Nie omdat ons dit verdien nie, inteendeel, hy is so goed, hy doen dit ten spyte van die feit dat ons dit nie verdien nie. Al bring ons niks na die tafel toe nie, al draai ons keer op keer weg van hom af, al val ons keer op keer weer in daai selfde sonde in, al sit ons in vele vorme van ons eie slawerny, as ons uitroep vir sy redding, staan sy hart gretig en reg om te verlos. God het in die geskiedenis van sy werke met sy mense menigte kere met hierdie hart van liefde opgetree. Soveel so, dit word een van die hoogtepunte van beskrywings van hom. Dit is soos die bekendste naam vir God. 'n Naam wat sy oorsprong vind in Exodus. En die konteks is belangrik, want sy naam word geopenbaar aan Moses na die verskriklike sonde van die goue kalf. Na die goue kalf openbaar God homself aan Moses. En ons lees in Exodus 34 vers 6, The Lord, a God merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love and faithfulness. Dis ons God. Dit is so briljant van God om soos 'n vuur voor te kom.
Hoe meer ek mediteer op daai beeld van 'n vuur, hoe meer is ek stom geslaan oor hoe perfek God se openbaring was aan Moses op daai oomblik. Want wanneer hy as 'n vuur verskyn, wys hy ons wie hy is. Ligpunt, so dodelik soos wat vuur is, heilig. Vuur is ook lewegewend. Dis warm, dis mooi, dis aantreklik, dit gee lig in die donkerte, dit hou die wilde diere van die nag weg. Vuur is 'n wonder. En God se vuur is asemrowend. Die Bybelse God is 'n God van vuur, brandend van heiligheid, wat geen verdraagsaamheid vir kwaad of sonde het nie, maar hy brand ook met 'n passievolle liefde om ons te kom red, wat weier om op te hou ons najag tot ons nie sy eie mense is nie. Hy is 'n vurige, gevaarlike God van liefde. Ligpunt, sien opnuut julle God. Sien opnuut die ware God van die Bybel. Hoe vergelyk hy met jou prentjie van God? Kan ek vir julle sê hoekom ek 100% oortuig is? Hierdie God is die enigste lewende God bo oor al die ander gelowe in die wêreld. Kan ek vir julle sê hoekom hierdie God lewe? Ek weet hy lewe, ek is seker hy doen. Want hy is nie 'n God wat enige mens op aarde sou kon uitdink nie. As jy die Bybel vat en jy gaan studeer wie hy regtig is, sy openbaring van homself, sou geen mens in sy eie natuur dit gewaag het om so gevaarlike God geskaap het en dan hom so liefdevol gemaak het nie. Dit is ander wêrelds. Hy is te diep en te kompleks en te mooi en te gevaarlik vir hom om 'n kinderverhaal te wees. Hy is eg. Hy lewe, hy hou, soos wat ons hierso sit, vanoggend hou hy in die palm van sy almagtige hand die heelal vas. Hy hou jou lewe vas. Hy het regtig op hierdie dag gepraat met Moses en hy hou aan uitreik tot vandag toe. Al verdien ons dit nie. En dit bring ons na die laaste punt toe. Hy is. Hy is. In die volgende en laaste deel van, ten minste van ons preek, vra Moses 'n baie goeie vraag. As die Israeliete my sou gevra het, wie het jou gestuur? Vers 13, wat moet ek sê? Wat moet ek sê? En hier gebeur iets wat geen preek ten volle kan uitpak nie, maar God gee sy naam. Verstom, is dit moeilik om hierdie ten volle oor te dra, maar God gee sy naam. In vers 14 sê God, ek is wie ek is. Jy moet vir die Israeliete gaan sê, ek is, het my na julle toe gestuur. Die taal is moeilik, die Hebreëus probeer vertaal, ek is nog altyd wie ek nog altyd gaan wees, maar ek is ook nou nog altyd, en ek gaan altyd wees. Ek is. Die punt is, God is soveel meer as net heilig en net vol liefde. Hy is oneindig meer, hy is. As ons gedink het, mense is diep en kompleks. Ek sal 6 jaar met my vrou getroud en ek leer nou nog nuwe goed oor haar. Verbeel God se karakter. Verbeel hoe oneindig, diep en ryk God is. Sy liefde en heiligheid, dis selfs meer van dit as wat ek selfs kan oordra in een preek. Hy is. Hy is soveel meer. Ons gaan 'n ewigheid spandeer in die hemel. En ons gaan nooit die diepte van ons God ten volle kan leer ken nie. Ons gaan vir ewig hom leer ken. En ons gaan nie tot by die einde uitkom nie. Hy is. Gewoonlik is die Hebreëse woord vir God in die Bybel vertaal Elohim. God Elohim. Dis nie eintlik 'n naam nie, dis 'n titel. Dit sê wat hy is. Hy is God, hy is Elohim. Maar wanneer ons hier lees dat hy homself voorstel as ek is, dit is die Hebreëse woord Yahweh. Yahweh, dit is nie 'n titel nie, dit is 'n naam.
Deur vir ons te sê ek is, sê hy vir ons wie hy is. 'n Naam is 'n persoonlike ding. En dis wat hier gebeur. Dis hoekom dit so verstommend is, dat wat God hier doen is, hy gaan nie net vir Moses stuur om sy mense te gaan red nie, deur sy naam te gee, deur 'n handskud oomblik aan te gaan met Moses, waar hy homself voorstel. Wat hy doen is, hy begin 'n verhouding. Hy is nie net Elohim nie, ek is nie net God nie, ek is Yahweh. Ek wil 'n persoonlike kennis word van jou, Moses, en van my mense. Ek wil 'n pad stap met julle. Hierdie is nie 'n once-off, vinnige hallo en totsiens nie. Nee, julle gaan my mense wees en ek gaan julle Yahweh wees. Vers 16. This is my name forever, and thus I am to be remembered throughout all generations. Ek is julle God. Ek is. Ligpunt wat ek nou wil sê is so belangrik. So diep en so ongelooflik soos wat God se openbaring hier is in die brandende bos. Dit is steeds net 'n skaduwee. God gaan homself aanhou bekend maak in die wandeling van saam met sy mense. Nou, selfs in die volgende paar hoofstukke, soos wat die 10 plaae oor die Egiptenaar kom, alles wat God gaan doen, vir die res van die geskiedenis van sy mense gaan wees om sy ewige, onuitputbare hart te openbaar aan ons. Hierdie brandende bos is 'n skaduwee van soveel meer. Geen brandende bos, en selfs al hierdie ervarings wat nog kom, vuur uit die hemel, tempels, priesters, profete, en al die geskiedenis van God wat homself openbaar aan sy mense, dit gaan alles skaduwees bly. Dit gaan alles druppels in die emmer wees van die diepte van alles wat hy is. Vir God om homself ten volle te openbaar, gaan hy 'n stap verder moet gaan. En hy het 'n stap verder gegaan. Lees saam met die volgende paar verse uit die Nuwe Testament. Eerste ene is Johannes, hoofstuk 1, vers 18. No one has ever seen God, but the one and only Son, who is himself God and is in closest relationship with the Father, he has made him known. Hebreërs hoofstuk 1 vers 3. The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of his being. En dan baie bekende hoofstuk in die Bybel, Johannes 8 vers 58. Jesus se woorde aan die Fariseërs, before Abraham was born, I am. Ek is. Ego eimi. Die Fariseërs wou Jesus doodgooi met klippe, want hulle het presies geweet wat hy sê. Jesus het gesê, ek is. So ryk soos wat die brandende bos is, Jesus is die volle en perfekte openbaring van God. Hy kan die kompleksiteit en diepte van God kom openbaar op 'n ding, op 'n manier wat geen ander openbaring voorheen nog ooit kon doen nie. En spesifiek, net die punt wat ek vanoggend wil maak is, hy wys vir ons 'n diep en finale uitwerking van God se heiligheid en sy liefde. Jesus is die enigste een wat in God se teenwoordigheid sou kon staan en hy sou niks oorgekom het nie. Hy sou niks oorgekom het nie. Sondeloos, perfek heilig, maar wetend dat ons nie God se teenwoordigheid kan teenstaan nie. Wetend dat ons hopeloos staan en niks kan ons ooit versoen met God gegee ons sonde en sy heiligheid nie. Wetend dit, is God die Vader so vol liefde, dat hy, soos wat hy Moses gestuur het, ook vir Jesus gestuur het vir ons. En Jesus het kom plekke ruil met ons. Hy het kom plek ruil met enige iemand wat hom sal vertrou vandag. Vir enige een wat die knie sal buig vir Jesus. Vir enige een wat sal uitroep vir redding soos wat die Israeliete uitgeroep het. Kom Jesus en hy staan in jou plek.
Hy wat perfek was, neem jou sonde op homself en hy ervaar die volheid van God se dodelike vlamme, sodat ons sy heiligheid soos 'n kleed kan aantrek. Sy heilige lewe omvou ons, sodat ons sy kinders word, sodat ons vir altyd en vir ewig in God se teenwoordigheid kan staan, sodat ons die lewegewende vlamme van God kan geniet. Sodat ons perfekte vergifnis kan ervaar. Sien julle hoe God se perfekte heiligheid en sy liefde deur die kruisdood van Jesus vir sondaars beide perfek opgehou word. Hy tree in liefde op soos wat hy homself opoffer, maar hy gee nie, hy compromise nie op sy heiligheid nie. En deur daai roete kan ons God Vader noem. Ons kan die lewegewende beeldskone vlamme van God geniet. In Jesus kan ons vreesloos en vol selfvertroue in God se teenwoordigheid inkom. As ons nie vir God ken nie, kyk na Jesus. Kyk na Jesus. Jesus is die perfekte uitbeelding van God. Jesus is God se naam, God se Yahweh in lewende lywe. Jesus kom en wys ons wie God regtig is. En as ons nie vir God ken vanoggend nie, as jou hart voel, nee, maar sonde neem my lewe oor. Ek compromise, Johan, my God is klein, my God is een wat my dien, nie daai God wat ek voor neerval nie. As dit jy is vanoggend, die Here praat met jou deur sy woord en hy nooi jou uit, hy sê, gaan na my kind toe. Hy is die begin, die middel en die einde van alle kennis van my. Volg hom. In Jesus se eie woorde, I am, ego eimi, ek is. I am the way, the truth, and the life. No one, hoor my vanoggend ligpunt, no one comes to the Father except through me. Hierdie is God se woord. Kom ons bid saam. Almagtige God, Papa Vader, mag ons vanoggend 'n heilige en gesonde vrees vir U beleef. En tog mag ons opnuut U loof en prys, verstom van U liefde. Mag ons 'n nuwe lied sing, nie 'n ou dooie lied van koue godsdiens wat U nie regtig ken nie. Mag ons 'n nuwe lied sing wat werklik U karakter verhef en uitbeeld, wat werklik U heiligheid waardeer en tog wil sing van blydskap oor die liefde vir ons. Mag ons verstom U hande oplig vanoggend en U loof en prys vir U wat oneindig groot is. Mag U daai valse beelde wat ons opgebou, daai klein afgode wat ons in ons koppe het van wie U was, mag vernietig dit, Vader. Vernietig dit. En vir ons wat juis aangeraak is, wat gebroken voel, wat nie voel ons is waardig nie, Vader, kom ontmoet ons deur die Seun Jesus. Ontmoet ons soos wat U elke sondaar nog altyd ontmoet het in die Bybel. Kom ontmoet ons met die liefde, die genade en die vergifnis. Ek bid vir die dinge in Jesus naam alleen. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.